Opstanding Sondag, Johannes 20, die leë graf. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waarom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop. Die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar het nie ingegaan nie. Na hom het ook Simon Petrus daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan, en hy het dit gesien en geglo. Hy het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna die disipels weer huis toe gegaan. Vers 11. Jesus verskyn aan Maria Magdalena. Maria het buite die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk en in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan, daar waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, "Mevrou, waarom huil jy?" Sy antwoord hulle, "Omdat hulle my Here weggevat het en ek weet nie waarom nou begrawe het nie." Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" Gedink is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê, "Meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal." Jesus het vir haar gesê, "Maria," draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, "Rabbeini," dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, "Moet my nie nou vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is." Maria Magdalena het toe vir die disipels gaan sê, "Ek het die Here gesien," en sy het ook vertel wat sy van haar gesê het. Vers 19. Jesus verskyn aan sy disipels. Daardie Sondag aand was die disipels bymekaar, alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, "Vrede vir julle." Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disipels was baie bly toe hulle hom sien. "Vrede vir julle," sê hy weer vir hulle. "Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook." Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, "Ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie." Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disipels toe Jesus gekom het nie. Die ander disipels sê toe vir hom, "Ons het die Here gesien." Maar hy sê vir hulle, "As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en met my vinger in die merke van die spykers in sy sy en my hand in sy sy steek nie, sal ek dit nooit glo nie." Vers 26. Jesus en Thomas. 8 dae later was Jesus se disipels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, "Vrede vir julle." Daarna sê hy vir Thomas, "Bring jou vinger hier en kyk na my hande. Bring jou hand en steek hom in my sy. Moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig." En Thomas sê vir hom, "My Here en my God." Toe sê Jesus vir hom, "Glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo." Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie voor sy disipels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, sodat julle deur te glo
in sy naam die lewe kan hê. Hoofstuk 20 in die 83 vertaling. Wat begin met die leë graf. 'n Graf wat leeg is, deur die vrouens ontdek word, die disippels wat gaan toe hardloop, Johannes wat eers daar kom, Maria wat haar eie seun nie herken nie, sy met haar praat en dan roep sy hom as Rabbieni, my leermeester. Sy herken hom dan, en so weet ons dat iets gebeur het met hom. Ja, waarskynlik 'n deel van die verheerliking het reeds geplaasgevind, want dat iets gebeur en sy het hom sekerlik nie verwag nie, maar ook het hy waarskynlik anders gelyk. En hy sê vir hom, moet my nie vashou nie, maar gaan vertel my disippels. Ook Thomas wat, die ongelowige Thomas, wat nie glo nie, wat later dan 'n geleentheid kry om Jesus te sien, om die merke te sien, te voel as hy wil. Ja, selfs hy, wat nie dadelik geglo het nie. Baie van ons vandag glo ook nie. Ook ten spyte van wat ons sien en hoor in die omgewing en van die getuies wat deur Jesus en die getuies wat hom gesien en geleef het, wat opgeteken is in die Bybel en ander boeke, die vandag werklik opgestaan in Here Jesus Christus, die zaligmaker, die redder van elkeen wat wil glo. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.